Ons is by dag 4 vandag en ons gaan net so 'n bietjie praat. Vandag se tema is, of se punt is, hoor ek die Here regtig en doen ek wat hy sê? En ons moet ons nou vandag vra, Here, werk in my lewe dat ek U kan hoor en dat ek reg optree. Amen. So, kom ons wag net gou dat die mense opklim. Kom ek verduidelik maar weer wat ek elke dag hierdie oorwinnende storie verduidelik in Jesus naam. Weer, dit is 'n fees wat die Jode hou in Desember maand. So ons hou nie die fees nou nie. Sê dit oor en oor. Ons moet meer deesdae verduidelik op Facebook, want daar sit altyd een op die kantlyn en dan het 'n eiertjie te lê en dan maak hy die ander deurmekaar. Iemand wat moetswillig deceive mense is mos nou nie 'n disipel van die Here nie. Maar okay, kom vertel weer hierdie oorwinnende ding. Van julle ken die menorah, hy het 7 kandelare en hy staan bekend as the light of God. So hy's altyd in die tempel van God. Nou ja, daar's nie nou 'n tempel nie, die derde tempel wat gebou gaan word, kan vir die Antichrist gebou word. Daar was eers 'n tabernakel en Samuel het diens gedoen in die tabernakel. Eli was in die tabernakel, toe kom daar die eerste tempel wat Salomo gebou het, en toe kom die tweede tempel wat Zerubbabel en Ezra gebou het, en nou kom die derde tempel wat die Antichrist oor gaan heers. Net dit vir interessantheid, terwyl ons wag dat die mense opklim. Dan gaan ons by die punt van die dag kom. Nou hierdie is die Chanukka, hulle spel hom met 'n H. Nou vir my gaan dit nie oor die fees nie. Ons hou vas 'n gebed oor die storie van oorwinning. En weer sê ek, jy kan toe jy kanker gehad het, in 'n oorwinning gehad het. Toe jy siek was aan iets, in oorwinning gehad het. Toe jou kind in 'n situasie was en jy het oorwinning gehad. Dit is 'n victory fase in gebed, die klem op die gebed. Nou, wat hier gebeur het, 150 tot 165 jaar voor Christus, toe is hulle in die tempel besig om die Grieke, die Syriese Grieke het oorgevat, en hulle het geheers oor die Jode, en hulle gaan mok toe met die Jode en offer 'n vark in die tempel, en die Jode het onder Juda Makkabees 120 Jode vat hulle oor, verslaan die Grieke, en hulle kom toe op 'n bietjie olyfolie af. Nou olyfolie daai jare het gevat 8 dae om gepers te word en reg te kom totdat dit by 'n olie kom wat brand. Vandag gebruik is nou sommer die kers as 'n simbool. En hulle sit toe die bietjie olyfolie aan wat hulle kry wat net 1 dag sal hou, so bietjie het hulle gekry. En daardie olyfolie hou toe 8 dae totdat hulle kan, en daar kom die kandelaar van 9. 1 lig wat altyd brand en dan 1 sit hulle aan. Nou hulle hou dit in Desember. Is niks fout om die fees te hou nie. Is ook niks fout om hom nie te hou nie. Dis 'n oorwinnende fees van die Jode. Maar ons hou nou nie die fees nie, ons gebruik net die storie. So vandag is ons by dag 4 en ek wil hê jy moet oorwinning kry in Jesus naam. Oorwinning oor wat jou pla. Nou kom ons praat vandag oor gou, en vandag het ek nou vir Henry in sy plaasklere, want ek nou deur die Tolafia geloop, en ons het vir Stella hierso. Daar sy, dag 4 raak sy al beter. Sy begin nou al verskyn. Henry het sommer nou al aangesluit om daai gebeurtenis te sien. Nou ja, ek sit ook vandag hier in my plaasklere, Henry, want ons moet gaan werk. Prys die Here met die Tolafia. Almal wil weet wat gaan aan. Gaan op taninshop.co.za. Maar kom ons praat vanoggend oor, hoor ek God se stem en doen ek wat hy sê? Want baie van ons hoor hom, maar ons doen nie. En ek wil 'n kort stukkie lees uit Jesaja 59 vanaf vers 1. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Ek het eendag gepreek hieroor in Kimberley. Toe pak ek voor my gesig klomp stene en iemand sit agter en ek vat om die stene. So God se hand is nie te kort om te help nie. Hy kan jou vat. God is by jou. En sy oor is nie te swaar om te hoor nie. God hoor. Jy byt nie teen 'n plafon vas nie. Strooi daai. Dit is negatiewe woorde, jy sny jou eie gebed af. Hy hoor jou, né? Maar, nou hier sê hy, wat is die fout? Hy vat aan jou en hy hoor jou. Maar julle ongeregtighede, wat is ongeregtighede? Sonde, probleme van wat jy aan vasklou.
het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So God kan hoor, God kan in jou vat, maar God sê, jou sondes veroorsaak, dat daar 'n skeidsmuur is, en dat ek nie hoor nie. Maar julle hande is met bloed bevlek, en julle vingers met ongeregtigheid. Julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. Okay. So, dit is waaroor ons net wil praat. En ek wil 'n toets doen volgende. Ek gaan jou nou try uitvang. Ek wil 'n toets doen of jy reg hoor, en dan gaan reageer. Hoor my mooi. Jou ma sê, toe jy klein was, miskien as jy nog klein, jy weet luister, gaan vat die emmer, en gaan haal water by die kraan, en bring die water vir my. Dan loop jy, en jy vat 'n bak, nie die emmer nie, en jy gaan tap water, en jy bring vir haar. Alles klink baie oulik, maar sy het gesê, die emmer. Jy moet die emmer vat. Jou ma sê, ek gaan nou daartoe, sal jy asseblief vir my die kombuis skoonmaak? As hy terugkom, het jy haar slaapkamer skoongemaak, jy het jou slaapkamer skoongemaak, jy het die sitkamer skoongemaak, jy het al die vloere gemop, maar jy het nie die kombuis skoongemaak nie. Jy hoor wat ek sê. So, ons hoor, ma het gesê, maak die kombuis skoon, maar ons doen baie ekstra, maar ons maak nie die kombuis skoon nie. God sê vir ons, lees jou Bybel, Matteus 4:4, 'n mens kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord uit die mond van God kom. Nou kry ons depressie, nou kry ons probleme, nou het ons klomp moeilikheid. Hoekom? My Here, ek het 5 dae laas Bybel gelees, ek lees die Bybel nie. Ek doen nie, God sê, lees Bybel, maar ek doen nie. Die Here sê in Hebreërs 10:25, jy moet die samekomste bywoon. Nou loop my dinge skeef. Ek kry daagliks klomp inbelle en WhatsApps. Kan pastoor vir ons kos gee? Kan pastoor dit doen? Dan sê, is hulle 1000 kilos, 500 kilos vir my? Sê, ek gaan na jou pastoor toe. Nee, ek is in die kerkie. God het dit daar gestel, as daai mense die samekomste bywoon, dan gaan hulle kerk vir hulle sorg, en dan gaan hulle so gebless in elk geval wees, dat hulle nie hoef geld kos te vra nie. Want Dawid sê, ek was oud en ek was jonk, ek het nooit regverdig gesien brood vra nie. Maar dit beteken nie, jy mag brood vra, maar en ons moet jou help. Maar ek help nie iemand op 'n afstand nie. Daarom sê ek, gaan na jou pastoor toe, bel my op 'n speakerfoon, laat ek met jou pastoor ook praat, en nie een bel terug nie. Hoekom nie? Want sulke mense het 'n netwerk van 60, 70 mense, en kort bel hulle iemand, en hulle lewe net by die huis, en hulle sit te rook en drink, en hulle kuier op ander se geld. Ek sê nie almal wat vra doen dit nie, maar ongelukkig is daar die massa doen dit. Nou okay, so kom ons kom net terug. Ek wil nou iets vir jou nog toets. En nou wil ek graag die gesien het. Stel dat jy daar komment gelos. Want ek kan nie... Ek het nou net comments gesien. Okay, nou wonder ek. Okay, hou jy dan vir my die comments dop. Want ek kan hom nou op een ding geen comment sien nie. Maar so laat ek kan hoor. Sê jy weet, jy bly in 'n dorp. En jy sien een aand, hierdie ou loop met 'n dagger. En jy sien my maak iemand dood. Sy naam is Jan. En jy kry weg agter die heining. Maar dan loop jy weer rond, hier loop Jan weer met 'n dagger. Jy sien my maak weer iemand dood. Hy's 'n reeksmoordenaar. Gaan jy by jou huis stil bly? Of gaan jy die polisie bel? Gaan jy dit uitbasuin? 'n week daarna sien jy my Jan staan op die stadsraad. Jan stel homself verkiesbaar. Maak nie saak onder wat se party nie. Gaan jy vir Jan stem? Nee, jy gaan nie vir Jan stem nie, want jy weet Jan is 'n reeksmoordenaar. En jy's mos 'n Christen, en as jy hoor iemand pleeg moord, kan jy hom nie in posisie inbring nie. Waartoe gaan ek? Daar's partye wat abortus ingestem het. Ek wil daar na toe gaan. Dit het baie te doen met jou oorwinning. Hier's mense wat nie oorwinning kry nie, omdat hulle organisasies en partye en goed aanhang, wat nie vir Suid-Afrika oorwinning gee nie. Hoe kan jy oorwinning in jou persoonlike lewe wil hê, maar Suid-Afrika het nie oorwinning nie, want as 1200 aborsies, wat 29 Oktober 1996 deur die DA ingestem is,
en deur die ANC en seker is. Nou wil jy vir my sê, jy hoor in jou binnekamer, jy kry mense, hulle profeteer, jy kry pastore. Iemand bel my eergister, wat moet ek doen? My pastoor is 'n DA raadslid. Loop uit die kerk uit. Hoe kan jou pastoor staan vir aborsies, staan vir die woke teologie, hy staan vir al genade dood, vir al hierdie booshede, maar Sondag preek hy, ons moet laat lewe. God is 'n God van lewe. Maar Maandag word weer 1200 aborsies doodgemaak. Omdat jy in daai organisasie is. Moenie vir my sê, jy doen dit nie. Moenie sê, jy doen dit nie. Hoor gou mooi. En nou wil ek vandag vir mense sê, wat in sulke organisasies is, en sê hulle is kinders van God. Hoe lank wil jy nog daar bly? Jy kan nie daar bly en bly en bly. Neem maar die geldjies, dit, dat. So ek kan 'n satanis raak, en iemand wil my na God toe lei, dan sê ek, nee, waar ek werk, ek is die hoofpriester van die sataniste, hulle gee my R10,000 'n maand, om die offerhandes te doen vir hulle. Ek gaan nog 'n bietjie daar bly, net om die geld te kry. Kan ek dit doen? Ek wil vanoggend ons net so 'n bietjie stir. Hoor ek by God? Ek is nou bekeer. Ek is 'n satanis, nou gaan ek oor na Jesus toe. Maar nee, ek gaan nog die offerhandes doen, want ek kry R10,000 'n maand. Nee, ek kan nie by die DA, ANC, EFF, ek kan nie by hulle weer wees as 'n kind van God is nie, want ek moet reg hoor en ek, jammer, waar gaan my geld vandaan kom? Vertrou jy nou op hulle of vertrou jy op God? Ek stir jou vanoggend. Ek het nog goed hier, ek wil jou 'n bietjie stir. Nou wil ek kom by wat die meeste Christene opslip. Ek skat 98% tot die kerke ook. Matteus 28 vers 19, gaan maak disippels van alle nasies. En hoor nou, net voor Jesus hemel toe vaar, gee hierdie opdrag. Nou stry ons oor hoe dit dra, en die ander ou stry oor Sabbat, en die ander ou stry oor dit. Hou net op stry daaroor. Kom ons beginne by die eerste opdrag, net voor Jesus opdrag sê, gaan maak disippels van alle nasies en doop hulle naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Jy wat so aan mekaar handelinge aanhaal. Doop net in die naam van Jesus. Doop net in die naam van Jesus. Luister, ek doop net soos jy wil, maar my koning het gesê, doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. So ek doen dit net so. Ek luister vir hom. Okay. Nou hoor nou mooi. Jesus sê dit en dan gaan hy op in die hemel. Is jy werklik by evangelisasie betrokke? Nee, maar ek is 'n prokureur, ek is 'n dokter. Luister hier. Prokureur, dokter, bid jy vir mense, dan doen jy evangelisasie. Sit jy daar en jy vertel hulle van Jesus. Jy kafee-eienaar, sit 'n traktaatjie by jou hamburger en gee dit vir hulle. Jy kan betrokke raak. Sit vandag en sê, Here, laat ek U reg hoor. Waar kan ek, en ons het nog so 'n punt later, waar kan ek luister en die woord verkondig? 'n Christen verkondig die woord. 'n roker loop 'n rook. 'n drinker loop 'n drink. 'n hoereerder hoereer. 'n Christen verkondig die woord van Jesus. Ek wil net hê ons moet by daai punt kom. Jy kan vir my geld stuur vir die groot uitreikings. Dis wonderlik. Hier kom nou weer 'n groot uitreiking. Jy kan diesel sponsor en dankie daarvoor. Maar hoor gou mooi, self moet jy ook. As jy stop by om petrol te koop, dan moet jy sê, ek al van Jesus gehoor. Gaan jy kerk toe? Dien jy die Here? Maar jy kan nie met die sigaret in die hand sit. O, jy by die petrolstasie, sal jy hom seker doodmaak. Maar okay. So, ek wil vra, hoor ons wat God sê? Baie mense sê, ek is nou weer, ek wag dat die Here vir my 'n woord gee. Nou kom ek sê vir jou, as jy nie doen wat hy sê evangelisasie nie, dan gaan hy nie vir jou woord gee nie. Party wag net op die blessings. Hulle wag net vir God se hand. Almal. 'n hardloop agter daai goed aan, die meeste Christene. En ek wil vandag vir jou sê, dit is afgodery om te hardloop. Wanneer gaan God vir my kar gee? Wanneer gaan God vir my huis gee? Wanneer gaan God vir my dit gee? Hoorie, dien sy hart. Ek wil julle sê hierdie Henry. Sorry, ek wil nou jou nie spot sê. Hierdie ou het nou gekom as sendeling. Hy het sy werk gelos. Ek by hom nie. Daar sal nog dit kom. Ek glo dat, miskien is daar iemand wat vanoggend opstaan sê, kan ek vir Henry pay. Hierdie ou kom inspring, hy werk nie net 8 ure nie, hy werk meer as 8 ure. Hy het in 'n karavaan kom bly, hy kom uit 'n huis uit. As ek sê, Henry, maar dit, ek is fyn, gee my net water. En ek is tevrede met die studente se kos. Hy's in die 50 jaar oud, maar hy's tevrede met alles. Ons moet so tevrede hart hê en sê, ek wil vir God werk, ek wil dit doen.
Mense, hoor gou mooi. Ja, kom ek sê sommer. Is daar iemand daar buite is wat sê ek wil vir Henry maandeliks ondersteun? Bel my na die tyd. WhatsApp vir my, maar as jy sien, my nommer is daar op die skerm. Ek antwoord nie vir jou binne 2-3 ure nie. Gee my net 'n miskol, dat ek jou WhatsApp sien, en laat ek daai geld net kanaliseer daarna toe. Kom ons vertrou die Here daarvoor. Nou byvoorbeeld, praat God met 4 of 5 mense. Hulle hoor, en hulle gaan nooit verskyn nie. Nou die dag wys ek skoene. Ek wil jou net vandag stuur. Moenie beloftes maak nie, moenie goed sê nie. 4 jaar terug toe beloof mense vir my. Toe kry jy oor die 300,000 rand se beloftes per maand in. Rooi, jy kan maar daai 58 sendelinge aanstel. Ons sal betaal. 2 maande daarna, toe gee hulle nie eers meer 80,000 nie. Mense hoor en hulle drop God. God word sommer so gedrop of hy niks is nie. Môre is dit, hoekom hoor die Here my nie? Hoekom bid ek teen 'n plafonds vas? Jy vat God se saak dan so cheap. As ek 'n Edgars rekening het en ek het daar gekommit, dan moet ek hulle bel as ek wil oorslaan. God se saak word sommer hier by November gedrop. Nee, ons het vakansiegeld nodig. Hoekom moet ons weer saai? Ek praat met julle reguit. Ons mors met die Here. En dan wil ons weet hoekom. Hoor ek die Here? Dis vandag se punt. Ek wil hê jy moet vandag loop en sê, Here, maak my ore oop. Jy moet hom fisies so indruk. Ons gaan dit aan die einde doen. En dan sê jy, Here, my ore is oop. Maar nou help dit jy hoor, maar jy gaan doen nie. Nou die dag sê hulle hier, ek wys Rika se skoene. 11 mense sê, tot waar ek gekyk het, die comments, miskien nog meer. Ons stuur vir jou skoene. Nommer wat draai jy, Rikus? Nommer 9. Ek is opgewonde, ek sê ook vir Rikus, jou skoene kom. 1 persoon stuur. 1 persoon stuur. Waar is die ander? 10. So jy het gehoor, en jy het dieselfde gedoen as wat ek as kind beleef het. Elke keer as ek vir jare as ek gebel, ek het by my oupa en ouma groot geraak. Gaan poskantoor toe op Ograbies, daar's vir jou 1%. Ek het vir jou 1% gestuur. Dan hardloop ek so intoe 3 kilometer of iets, dink ek. Kom ek daar, is daar nie 1%. Dan gaan ek die volgende dag maar weer, miskien die persent laat gekom, maar is hy nie daar nie. 'n paar keer elke jaar word ek maar gevang met dieselfde ding. Daar is vir my 1%, daar hardloop ek, is dit nie daar nie. Jy wat vir Godse mense sê, ek gaan R100 per maand gee, ek gaan R1000 per maand gee, ek gaan dit doen, en dit nie doen nie, of net 2 maande doen, en daarna kanselleer jy sommer, want dit is mos my geld. Dan raak dit ook God se storie, om jou gebed nog verder te hoor, want jy drop hom net, jy worry nie oor hom nie, moet hy dan oor jou worry. Nou, okay. So ek stuur net volgende, kom ek van die volgende punt. Hoekom, as in die woord staan, bekeer jou en laat jou doop? En as iemand dit preek, dan sê julle, dis 'n sekte. Hoekom raak julle kwaad vir dit? As ek aanhaal uit die woord uit, bekeer jou en laat jou doop. Dit staan in die Bybel. Nêrens staan daar dat babatjies besprinkel is op die voorkoppie. Maar nee, ons sal liewerster glo vir dominee. Ons sal liewer, en dominee, ek breek jou nie af, julle is pragtige dominies. En julle is op pad hemel toe met julle, nou nie hierdie man en man trou en vrou trou, as julle beslis nie op pad hemel toe nie. Julle moet ore kry, maar hoor gou hier. Op hierdie, dan sal julle sê, dan sê ons, luister hierso. Die Bybel sê, die woord van God sê, bekeer jou en laat jou doop. Dan sê jy, nee, ek luister maar wat die kerk vir my sê. Wat sê die kerk vir jou? Hoekom wil ons die hoor nie? Hoekom is dit so moeilik om te sê, Here, ek gaan net gehoorsaam wees. Here, ek bid vir reën. Here, ek bid vir geld. Here, ek bid vir dit. Maar ek wil nie luister as God praat nie. Hoekom steek jy net jou hand op en sê, Rooies, is jy Sondag daar? Of is jy daai dag daar? Kan ons rivier toe loop? Kan ons na jou krokodildamme toe loop? Kan ek gedoop word? Nou wil ek net sê, ons soek ook nie 'n kultuur van mense wat gedoop word, wat nie gered is nie. As jy die doopwater klim, moet jy heilig leef. Maar die vraag is vanoggend, hoor ek God en doen ek wat hy sê? Miskien het God jou al lankal na 'n ander dorp toe gestuur, maar jy hoor nie. Jy soos Jona, jy sit tans in die geestelike walvis. Die Bybel is vol van gevalle waar hulle nie na God geluister het nie. God sê, gaan soheen toe, na Nineve toe. Hy gaan nie. Ek vra jou volgende. Kom ons kyk, is daar nog iets? Ek dink ons is klaar.
So, vandag se punt is, deur die dag as jy loop, sê Here, hier is my ore. Ek wil hoor wat u sê. Ek en my vrou is nou besig om te bid, en julle kan saam met ons bid, om 3 maande te gaan Israel toe. Nou, partykeer laat die Here aan jou ook 'n ding oor. Jy kan 'n besluit neem, wil jy dit doen, wil jy, God sê nie alles, hy sê nie vir jou, jy moet 2 suikers in jou koffie gooi of 3 suikers nie. Jy kan nie gaan vas vir 3 dae, Here, moet ek 2 suikers gebruik of 3 suikers? Jy verstaan? God se gees deel met ons soos ons loop deur die dag, of hy sê vir jou, maar daar's sekere goed, wat ons moet oorbid, soos ek en sy wil, nou by die graf gaan werk, en dan kom daar verskriklik baie toergroepe mos, en dit gaan vir my bediening goed doen, om net 'n bruitjie te vat, en dat die leiers lekker in hulle posisies ingroei, alles. Maar ek en sy moet nou ons ore oophou, want ons kan oor 'n sperdatum gaan. Of ons kan voor 'n sperdatum gaan. Ons moet luister, wat sê God? Of hy kan sê, nee, julle moenie gaan nie. Verstaan? So, ek en jy moet hoor wat God sê. En besop om na ander te luister, jy moet hoor. Laat ander insaag gee. Eendag bid ek in Kimberley, jare terug moet ek staan in die verkiesing vir 'n Christenparty. En ek is toe nog baie onseker. Daar was nog nie WhatsApp nie, net SMS'e. Ek kry 400 SMS'e. Ek sê dit op TV. Ek dink dit was op, ja, was dit op TV? Ja. En ek sit op, hulle moet vir my bid. Ek kry 400. Hoor nou mooi. 200 presies sê, goed soos, ons sien 'n goue ketting om jou, jy raak 'n burgemeester, die ander een sê, nee, jy gaan beslis in. Is nou almal profete, hoor, en profeties. En die ander sê, jy moet staan, en 200 sê, nee, bly uit politiek uit. Presies. Nou wie luister ek toe? Op jou en toe hoor ek by God, en hy sê, gaan in. Ek het die burgemeester geraak, hy hou met die ketting, het seker net gesien, ek gaan in. Toe las hy som die ketting by. Ons moet besop om te sê vir mense, en mense glo wat ons wil hoor. En het jy geweet, die duiwel kan ook goed presies by mekaar sit. So, ek het byvoorbeeld, nou, daai gaan ek nou nie sê, dis die Here of nie, kom ons kyk of het eendag gebeur, maar hierdie is in 19, nou skat ek, maar ek dink is 2000, kom sê maar 2000 of 1999, bid ek vir die Phoenix Hotel in Kimberley, en ek sê, Here, ek soek hierdie plek, en ek soek hom nou nog, ek dink ek 12 kamers uit woonstelle, alles, ook 'n groot ding vir die Here doen, en ek sê, Here, ek wil hom hê, ek vra Here, as ek hom kry, dat daar vandag iemand by my huis kom, eers kry ek 'n skrif, ek sê, ek soek 'n skrif in die Bybel, dit moet in my kop invlieg, ek vertel julle hierdie goed, dat julle wake-up is, en seker maak God praat, en nie 'n skaap in wolf, of 'n wolf in skaapklere nie, en ek sê, ek soek 'n skrif, en ek dink dit is Joël 2 vers 21, ek kan nie meer onthou nie, ek soek 'n skrif wat sê ja of nee, tjoep, skrif in my kop, en dan staan ja, nou dit is so duidelik so daglik, ek sê, Here, ek wil dit bevestig, iemand moet vandag by my huis kom, en sê, ek kry 'n hotel, sonder drank, obvious, maar ek het nou nie gesê sonder drank nie. Daai dag stop 'n sangeres by ons huis, met 'n karavaan, sy was nog nooit in ons huis nie, sy stap in, sy groet ons toe sy loop, sê sy, God seën jou met 'n hotel sonder drank, tweede bevestiging, so ek moet die plek kry, ek kry hom toe nie, nou kry ek hom nog, kry my nageslag hom, hoe werk God, of het ek hiernatoe getrek, is die Here se tyd, ek bedoel met Josef het hy jare gevat, voordat die profesie werklik gekom het, kan 'n mens uit 'n profesie uitstap, omdat ek, wat gaan dan? Ek worstel net soos julle, wat sê die Here, wat sê hy daai kant? So wat ek wil vandag vir jou sê is, luister, spandeer tyd met die woord, sit worship aan, jy kan nie aframmel 5 minute in die oggend nie, dan sal God praat, en jy wat so gesigte sien en goed, maak seker is van die Here, jy kan 'n hele, ek hoor van 'n gemeente, en ek sluit daarmee af, waar 'n profeet opgestaan of 'n profetes, ek is nie seker, ek het die storie tweedehands gehoor, so ek vertel hom tweedehands, en gesê het, hier is olie in ons agterjaard, hulle die boor laat kom en alles, en die kerk moes verkoop word, daar is toe nie olie nie, jy kan mense in 'n hele verkeerde ding lei, 'n tannie daar in Kimberley, en as jy kyk en lewe nog, dan kyk jy en dan jy jou saak 100% reg maak.
Sê vir my, Rooies, kom hier na my huis toe, die Here openbaar, en die een muur is goue ponde. Sê ek gaan koop vir jou 'n metaalverklikker. Dan loop jy teen die muur en dan kry jy die goue ponde. Ek hoef nie te kom nie. Want ek het in my gees gevoel, dis snert wat sy praat. OK, so moenie agter gedrogbeelde aan hardloop nie. Maak seker is van God. OK, dit was lekker om met julle te praat. Henry, ons gaan 'n nagmaal gebruik. Sal jy oor die brood bid en oor die druiwesap en dan sluit ons af. Bid net daar vir ons lekker hart. Ja, Dankie. ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons met mekaar kan wees, Vader, en wil U vir ons seën in hierdie sakrament wat ons gebruik, o Vader, die brood en die wyn, Vader, en baie dankie vir hierdie geleentheid vanoggend. Amen. Amen. Dankie. Prys die Here. As hy. Weer sê ek het uit Kanaan uit vir my lekker, nie uit Kanaan uit, hier dink ek in van Kanaan se ding het ek in Nazareth gekom. As hy. Kom ons dank die Here vir Stella. Gaan net daar. Okay. Henry. Die nagmaal moet skoon en heilig wees. Ek moet nie goed teen iemand hou as jy nagmaal gebruik. Ons gebruik eers die brood. Jy weet daar by die huis as jy nie nou het nie, maar God se genade oor jou kom. Sy liefde, sy bloed. As jy het, kan jy môreoggend saam inskakel. As is dag 5 het. Dankie vir u liggaam wat gebreek is vir my, Rooies Strauss. En vir ander mense, dat u dit vir my gedoen het, in Jesus naam. Dankie Here. Vir u bloed, dat u vir my gevloei het. En vir die ander. Dankie Here, Henry. Halleluja, dankie Here, aan u kom toe eer en heerlikheid. Nou ek gaan afsluit, maar ek wil hê almal hierop, kom ons druk gou ons vingers so in ons oor, as 'n manifestasie, ons sê, Here, ek wil geestelik hoor as u praat. Here, almal wat hulle vingers so ingesteek het. Nou weer, nou is daar mense wat, hy wil nie dit doen nie. Ek weet nie as jy skaam vir die Here of wat nie. Dan sal hy skaam wees vir jou, maar ook. En kom ons bid saam, Here, open ons ore, laat ons geestelik hoor in Jesus naam. Maar nou, as jy gehoor het, moet jy gaan doen. God seën. En terwyl Henry hier verbygeloop het, was hy beplan dat hy eers vanoggend hier sit. Hy was tussen die Itolafia plase, dit klink so groot, is ek al klein lappies grond, maar ons noem dit plase, ons is nou by die number 4. Yes. Hey, dit klink groot. Ek kan eintlik 'n landbouweekblad koop en hom daarvoor in die kar gooi en dan sê ek het 4 Itolafia plase. Prys die Here. Maar is ek 'n lappies grond. Maar God seën. Here het 'n wonderlike plant gemaak wat sterk anti-inflammatories is en ons vervaardige poeier daaruit. Gaan by tanninshop.co.za en bestel jou nou. Ons kry 'n geweldige goeie terugvoerings alreeds en ons gee die Here al die eer. En ek bid regtig vir Henry. Dit het nou net ingekom. Ons het nie beplan om dit vandag te vra nie, maar hierdie ou het net gekom. Sy broer het gesê hy sal vir hom ietsie per maand gee. Mense, hierdie ou is 'n groot mens. Hy het nie gekom en hy het nie huis nie. Hy het sy huis opgegee, hy en sy broer. Ek hoef nou nie die hele storie te vertel nie, maar jy kry mense altyd, hulle is in 'n penarie, daar kom hulle sending toe. Hy was nie in 'n penarie nie, dit was sy droom om hiernatoe te kom. En weet julle wat's wonderlik? Hierdie grond wat ek op is, was sy ouma se. En hy kom terug home grond toe en mense, hierdie ou het net ingespring om begin werk. So ek sal bly as julle my bel. Wat ons doen as jy so iets doen, dan betaal jy in, stuur my elke maand die WhatsApp, jy inbetaal, ek vat die pakket en ek betaal dit dadelik vir my. Alles betaal ons vir my. So jy saai direk in 'n sendeling. Hy doen uitreikings. Hy hardloop by Itolafia Farms wat die inkomste ek kan net noem, prys die Here. Hulle het gister laat weer die Tannin shop wat ons nog nie kwaai adverteer nie, het R9,000 ingebring vir die laaste 5 weke. Dankie vir almal wat saam bid en daar bestel. Daar is nou nog nie baie goed nie. Jy kan dit Itolafia bestel, moe voete en jy kan krokodilolie bestel, gaan loer 'n bietjie vandag daar. En ons kan dit aanwend
François het vanoggend gebel en gesê, die boekhouer, ons kan dit nou aanwend tot eer van God se werk. Dankie vir elkeen. Julle is deel daarvan en God seën julle daarmee in Jesus naam. En alles wat lekker is en die Here seën. En môre gaan dag 5 wees. Maar vandag loop so, sê open my oor en laat ons doen. O ja, ek moet dit sê. Ek sta agter in die AGS kerk, Tabernakel uit Kimberley. Dan die Annetjie Walker preek. Ek is 'n polisieman. En sy sê hierdie woorde. Sy lees uit Jesaja uit en ons gaan so punt hê later die week. Hier is ek, Here, stuur my. En sy sê bid net dit agterna. En ek sê, hier is ek, Here, stuur my. God het nie gespeel nie, van daar af te vat hy my uit, en vandag 'n wonderlike lewe, ek kan net die Here loof en prys, dat hy my uitgevat het. Wil jy nie nou al dit bid, hier is ek, Here, stuur my. En kyk soos Henry het eintlik al vroeër gekom het, ek dink ook, hy het 'n bietjie geaarsel, né, Henry? Hou aarsel, maar jy het nou gehoorsaam gewees. Jy's vir my regtig 'n voorbeeld. Ek kyk so na jou, want ek het ook maar gemaklik geraak, ek het al 'n mikrogolfoond. Ek het 'n vrou wat my klere loop optel. Ek het wat my was goed doen. Sal ek geluister het as God gesê het kom bly in daai karavantjie. Jy sit onder 'n boom in hierdie warmte, onder 'n boom. Ons het beplan om dit volgende te sê, maar ek wil Henry se verhaal sê. Hy's eendag self daaroor getuig. En hy aanvaar dit net. Ek is nog hier binne besig, sien ek hier loop hy al deur die landerye. Kom ek en jy hoor en gaan doen. Die Here